Goeiemiddag familie, vriende, baie welkom vir julle wat ingeskakel is by hierdie program van Evangelist Nathan Besaidnout Ministries. Ek het 'n jong man van Saldanha vandag saam met my hier wat 'n bietjie net vir julle gaan vertel oor wat die Here gedoen het in sy lewe. Hoe die Here sy lewe radikaal verander het. So ek gaan dit van julle voorstel vir ons Brother Ezra Ox. Ons gaan net laat hy vir hom gou 'n bietjie voorstel voor ons verder gaan met die program. Ezra, welkom. Baie dankie Evangelist Nathan. Goeiemiddag almal, elke kyker, luisteraar. Ek is bro Ezra Ox van die Saldanha Bay. Halleluja. En ja, ek wil ook vir Evangelist Nathan baie dankie sê vir die geleentheid. Amen. Dat ek op die platform kan wees. Halleluja. Daaroor julle nou, hy's van Saldanha Bay. So ek wil julle moet heeltemal vir julle agteroor sit en luister wat die Here gedoen het in die jong man se lewe. So 'n jong man wat nooit gedink het dat hy hier sal sit nie, maar die hand van die Here was geweldig oor sy lewe. En nie net die feit by staan dat hy sy getuie vir julle gaan gee ook nie. Hierdie jong man het ook 'n baie geseënde woord op sy lewe. Die Here het hom geroep vir 'n tyd soos die en hy bereik baie jong mense wat hy ook na die Here toe lei. Ek gaan net laat Brother Ezra so vir 'n paar minute gou net met iemand praat om iemand net sy getuie te gee waarvandaan hy kom en waar hy nou spesifiek is. Bro Ezra, prys die Here. Halleluja. Ja, die Here was van die Here voordat ek gekom het tot op die punt waar ek nou is daar mos altyd 'n begin. Net so. En as jong man het ek ook maar nou alles gedoen om in te pas, om mense tevrede te stel. Ja. Altyd gekuier, altyd drugs gebruik, alcohol gebruik, dis om in te pas. Ja. En soms voel jy dat jy voel nie waardig is. Yes. Jy voel nie dat jy is mens genoeg is. Ja. En dis waar jy keuses maak en besluite neem wat verkeerd is. Ja. Om in te pas by jou vriendekring of om mense te bewys dat jy kan ook. Yes. En soos die tyd gegaan het of ja, in my matriekjaar het ek tot besefing gekom en dit is 2020. Yes. Dit is in COVID tyd. Halleluja. En toe kom ek tot besefing en die Here praat met my. En die Here praat met my baie hard. Wow. En ek het nie gedink dat ek my kruis of dat ek die Here kans sou gee in my lewe nie. En ek kom tot inkering en terwyl ek tot inkering kom, maak ek 'n belofte aan die Here. Ek sê die Here dat ek hom gaan dien. Ja. Met alles wat in my is. Yes. En baie mense het vloeke geplaas op my lewe. Baie mense het gesê dat ek gaan nie ver kom nie. Baie mense het gesê dat ek gaan nie dit bereik in die lewe nie van. Hulle remind jou altyd aan jou familie, aan jou voorvaders, aan hoe hulle gelewe het. Ons hoor, ja. Maar wat so ironies is dat mens bedink maar God bestuur. Amen. Stem daar. My lewe was nie in die hande van die mense. Halleluja. Maar dit is in die hande van die Here. Halleluja. En soos Evangelist Nathan eendag gepreek het en die titel was ek sal rekords breek. Amen. En ek besef in die tyd het ek rekords gebreek. Waar mens gedink het ek gaan dit nie maak. Wow. Het die Here hulle bewys dat ek het dit gemaak. Halleluja. En ek besef een jaar bedien ek 'n woord is in Jesaja 42. Ja. Die Here roep my met die woord en ek preek die woord. Waar hy sê dat hier is my knegt wie my siel of welbehaag het. Wow. En daai dag, alle eer aan die Here, het ons 'n veldtog, 'n 7 dae veldtog, Evangelist Nathan was betrokke geweest. En ek preek op die jeug aan en menigte jong mense het tot inkering gekom. Menigte jong mense het hulle lewens verander. En daar's van hulle wat nog steeds die Here dien. Yes, definitief. En die Here het my so grace gegee dat ek by skole kan gaan preek. Wow. Die Here het my grace gegee dat ek by gemeenskappe kan gaan preek. Yes. En nie dat ek roem nie, maar dit is alle eer aan die Here. Dit is 'n bewys dat die Here mense lewens kan verander. So vir 'n jong man wat minderwaardig voel, vir 'n jong man wat voel dat hy het nie 'n rede
in die lewe nie. Ja. Kyk na my lewe. Kyk na jou Want lewe. dit is wat apostel Paulus gesê het, goud en silwer het ons nie, maar kyk na ons. Yes. En ons is 'n bewys dat die Here nog mense se lewens kan verander. Wow. En ja, dierbares, ek en Evangelis Nathan, ons beweeg saam. Ja. En ek vat baie tips en hoe kan 'n mens nou sê, ek het baie hoe die Here hom gebruik. Staan nie dat ek begeer dit wat op sy lewe is nie. Ja. Staan, maar ek het baie hoe die Here, die man van die Here gebruik. Dis hoekom ek dit 'n voorreg, goddelike voorreg om saam met hom te kan beweeg. Halleluja. Amen. Dankie broer Ezra, daar hoor julle wat die Here doen in die jongman se lewe. En wat vir my nou uitgestaan het, broeder Ezra, is dit die hoogtepunte wat jy bereik het in jou lewe. Jy sê dit altyd deur al die eer aan die Here. Amen. Die eer aan die Here. Daar sê jy drukklik ook dat jy nie in jouself roem nie, en dis net die eer van die Here vir wat hy gedoen het in jou lewe. En hoekom broer Ezra so kan praat, geliewe kykers, is omdat ons is in een bediening waar ons is by Saldanha Tabernakel. So ons is saam in White City in Saldanha Bay. So ons dien daar en die Here het hom so waar 'n woord gegee vir die seisoen. En wat so pragtig is van broer Ezra familie, is waar hy groot geraak het en waar hy nou is. As ek broer Ezra kyk, dan kyk ek ook na my lewe. Ek was in daar gebore, gematrikuleer. Ek het gekom Saldanha toe ook. Ek het 'n gap jaar gevat in my lewe en ek het 'n petroljoggie geraak, soos ek het vir altyd noem. Ek baie weet nou al, en as iemand wat die getuie ook moet nou net hoor, by BP begin ook as 'n petroljoggie en mense het neergekyk ook op my en hulle het ook gedink dat ek nêrens sal kom nie, en ek het altyd die Here gevra wat sy plan is met my lewe. Net hy skrif vir my gegee by BP Graz oor 2 Timoteus 4:5 wat sê, moenie bang is om vir die Here te ly nie. Ek wil dit vir jou ook bemoedig, broer Ezra, sowel as die kykers. Moenie bang is om vir die Here te ly nie. Werk daaraan soos u nou doen, om anders na die Here toe te ly. Halleluja. Doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. En die Here gee by die woord in Jesaja wat sê, en jy sal 'n nasie roep. Halleluja. Nasie wat jy nie geken het nie, sal na jou toe hardloop deur middel van die woord van die Here. Ek het nooit hy skrif verstaan nie, tot ek paar jaar terug kom aansluit die op Kruiskyk TV. Nooit gedink 'n oukie in daar wat 'n petroljoggie was, sal eendag hier kom nie. En nou sien ek deur middel van die platform roep ons nasies, en die Here wys ons dat hy in beheer is. Nog so, ek wil vir broer Ezra nog so 3 na 4 minute toe gee, net om 'n jeug te bemoedig, omdat die jeug is geweldig onderdruk. En die jeug dink, broer Ezra, in die tyd, dat om sukses te behaal in die lewe is jou kwai klere, jou kwai karre, die mooi huise, jou rekening, die tipe fone wat jy het, die tipe tekkies en hy. Wel ek wil hê, jy moet hulle net bemoedig. Waarin lê 'n jeug se sukses? Dis hoekom die woord sê mos nou, die woord sê, hoe kan 'n jong mens sy lewe suiwer hou? Ek wil net hê jy moet vir 'n paar minute net vir 'n jeug aan die buitekant bemoedig. Halleluja. Nou die Bybel verklaar, daar was 'n jong man, en ek besef hierdie jong man, hy het alles gehad. Ja. Soos die woord verklaar, hy het alles gehad wat hy gesoek het in die lewe. Yes. En dink die Bybel verklaar, Jesus kom by die jong man en hy sê vir die, of hy gee die jong man 'n tip wat hy moet doen, en die jong man sê dat alles wat u nou genoem het ek. Ja. Maar dan besef ek dat hy een iets tekort gekom. Ja. En een iets wat ons as jong mense tekort kom, is Jesus. Ja, sorry. Ons het baie dinge, ons het rykdom, ons het dalk eer, ons het baie dinge in die lewe, maar dan is daar altyd daai een iets wat ons tekort kom, en dit is Jesus. Ja, van die Bybel verklaar, wat baat dit vir 'n mens, jy win die hele wêreld, maar dan lê jou siel skaad. Ja, sorry jou. Daarom sê die woord van die Here, daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om te lewe, daar's 'n tyd om te sterwe. Maar waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer, hou vra die woord? Dis alleenlik deur die woord van die Here te behou, om die woord van die Here dag en nag te bepeins, soos Josua van verklaar. So dit is belangrik vir 'n jong man om die Here, amen, aan te neem.
Ek weet ons wil ons lewe geniet. Ek weet ons wil dinge doen soos ons wil, maar op die einde van die dag is dit 'n besluit wat ek en u moet maak. Van ons besluit, prys die Here, bepaal ons toekoms. Ek hoor jou. Amen. Van ek het 'n besluit gemaak in my lewe en kyk waar sit ek vandag. Wow. Kyk waar ek vandag bereik. Net deur 'n besluit. Deur 'n besluit. Dis hoekom ek wil jou man sterk bemoedig. Yes. Jou besluit bepaal jou toekoms. Ja. Jou besluit wat jy maak in die lewe, dit gee jou die uitkoms. Dit gee vir jou waar jy op pad is na toe. Yes. Maar sodra jy 'n slegte besluit maak, moet ek my klaarmaak vir die toekoms wat nie gaan reg is nie. Wow. Maar die Here is genadig, die Here is getrou. Die Here hy ontferm een en al. Maar ons moet 'n besluit maak om die Here aan te neem. Amen. Om die Here aan te neem. Wow. Prys die Here. Daar hoor julle, né? As net deur 'n besluit. En wat mooi is wat broer Ezra sê, is jy kan klomp keuses maak in jou lewe. Jy het net die regte keuse nodig om te maak. Amen. En vir u wat nog twyfel asof die Here bestaan, wil ek sê, kyk na broer Ezra se lewe, kyk na my lewe. Die Here het broer Ezra so geseën ook, dat die man het 'n pragtige vrou ook ontmoet op sy ouderdom. Amen. Pragtig in die huwelik getree. Die Here gaan hulle huwelikpaar seën. En dis die Here vir iemand wat in Hopland, in Diasville, in White City, in Saldanha groot geraak het en sy lewe so radikaal verander het. Kan ek vir jou wys dat. Kyk net, ek gaan net nog laat Ezra 2 minute praat, dan gaan ons vir julle baie sê. Ek wil net gou hê julle moet sien 'n ouetjie wat in Dias in White City in Hopland groot geraak het, wat net matriek het. Waar die Here hom nou geseën waar hy nou werk. En Ezra was ook een wat die topstudent was in fiksheid. En hy kan net vinnig daaroor praat, sodat jy net kan sien jou droom kan nog bewaarheid word. Het maak nie saak waar jy nou bly nie, wat jy besit nie. Broer Ezra kan net so vir 'n paar minute gou praat, voor ons julle totsiens kan sê. Ek wil julle net wys, die Here seën hom nie net geestelik nie, die Here seën hom fisies ook. Sê net gou vir die kykers, broer Ezra, waar die Here jou gesit, waar jy nou werk, hoe jy eerste plek behaal het. Amen. Ja, dierbares, ek is tydelik besig by die Saldanha munisipaliteit brandweerstasie. Ja. Ja, ek het op Chrysalis Akademie, het ek die topstudent. Wow, dis in die Kaap mos, né? Dit is in die Kaap, dit is in Turkye. Het ek die top achievement Wow. Ek was die topstudent van die hele koers. Wow. En alle eer kom aan die Here toe. Sorry om daar te onderbreek, broer Ezra. Hoeveel studente was julle? Ons was omtrent hoeveelheid 252. Wow, dis 'n groot prestasie. En wow, uit die 250 het die Here my gekies en die Here het my gedra en hy het my die genade gegee. Wow, en al die eer. Dis hoekom vir 'n jong man, waarmee sal jy jou pad suiwer hou? En alles wat jy vir die Here vra, gee hy vir jou. Wow. So ek is nou tans besig by Saldanha Bay munisipaliteit brandweerdienste. So vir 'n jong man wat twyfel, kyk na my lewe. Stelselmatig is die Here besig om jou te bou. Yes. Dis hoekom is dit belangrik om jou planne aan die Here bekend te maak en nie aan 'n mens. As jy jou planne aan 'n mens bekend maak, word jou planne doodgemaak, want mens vat jou op 'n plannings wat hy vir hulle gegee het en hulle gaan bespreek het. En dis hoe die duiwel jou drome kan doodmaak. So dis belangrik om die Here ten alle tye eerste te stel. En die Here sal jou wonderlik seën. Wow, so broer Ezra, jy's 'n man met vele talente. Wow, en sien hoe die Here jou vat. Seën net die kyker daar, broer Ezra, met 'n gebed. Sluit dit vir ons af daar asseblief. Halleluja.
Almagtige Hemelse Vader, Yes. Here, dis weer 'n eer, dis 'n voorreg, Heilige Here, om in die naam te kan verteenwoordig. Yes, Lord. Here, ons bid, Vader, Here, elke kyker, my Ja. koning, Here, elke vriend, Heilige Here, elke luisteraar, Here. Yes. Here, ons bid die seën van die Here In die af op naam hulle se van Jesus. lewens, op hulle se toekoms, Heilige Here. Vader, hulle wat nog stagneer, ons bid, Heilige Gees, dat U die engele sal stuur, Here. Here, soos U vir Elia, Vader, Here, gesorg het, Here. Here, bid ons dat U vir hulle ook sal sorg, In die Here. naam Ons van bid die Jesus. krag, ons bid die Asseblief, heerlikheid Here. van God af op hulle se lewens, Here, op hulle toekoms, Yes, in die Lord. naam van Jesus, Here. Ons bid, Here, seën hulle uitgang, seën hulle ingang in die naam van die Here. Ons bid, Vader, Here, dat U hulle sal bewaar, beskerm en ook behoed, Here. In die naam Here, van wat Jesus. ook hulle sal aanpak in die lewe, Here, dat dit 'n sukses sal In die wees naam in die van naam Jesus. van Jesus, Here. Word verheerlik oor een en elk se lewe, oor een en elk se toekoms, Here, in Jesus magtige naam. Amen en amen. Ek wil net vandag vir julle baie dankie sê, baie dankie broer Ezra, dat u al die pad uit Saldanha uitgekom het om dan tyd saam met ons te spandeer en weet dit dat die Here sien nie dit sommer net doelloos nie. Dinge gebeur nie sommer doelloos in jou lewe nie, en die Here het jou hiernatoe gestuur met 'n boodskap vir iemand, sodat iemand net aan die buitekant kan hoor en sien. Amen. En ons lewe in 'n tyd wat ons beweeg word deur wat ons sien. Amen. So die Here wil hê iemand moet gesien het wat die Here gedoen het in jou lewe, en my gebed is dat die Here jou sal vat hoogtes toe, van sterkte tot sterkte. En baie dankie vir julle luisteraars wat ingeskakel was by die program Evangelist Nathan Besaidon Ministries. As julle wil kontak maak met my, kan julle die volgende nommer wat julle op die skerm sal sien, kan julle kontak ook met my. Julle sal ook broer Ezra ook se nommer hê, waar julle ook kan met hom kontak maak. Hy sal ook gebede met julle doen. Die Here seën julle, die Here versterk julle. Weet dat die Here het julle lief, net soos julle is. Geseënde dag aan julle. Amen.